Môre julle. Ek het toe ek by die Here begin sit het en vir hom gevra het wat vanoggend moet gebeur, het hy my na Handelinge toe gevat en my moed het eintlik sommer net in my skoene ingesak. Want ek is nie een van daai mense wat van Handelinge hou nie en my hele lewe lank in die kerk, jy weet, staan daar ouens hier voor en hulle is verskriklik opgewonde oor Handelinge en ek hoor altyd hierdie storie van ons moet teruggaan na Handelinge toe en hulle wens nie die kerk wil teruggaan na die Handelinge kerk toe en dan sit ek daar en ek kyk hulle so aan en dink ek, that's not compute. Ek verstaan nie wat julle sê nie. Ek is nie so opgewonde hieroor nie. Ek stel nie eintlik regtig belang nie. Ek wil maar net aangaan. En so vat die Here my na Handelinge toe. Handelinge 1 tot 8. En hy lig vir my 'n klomp beginsels uit in terme van waaroor ons eintlik die hele jaar gesels en waarmee ons besig is. En ek besef maar ek is nie lus vir hierdie goed nie. Ek hou nie hiervan nie, ek is nie lus hiervan nie en ek sit en wonder, maar hoekom is ek nie eintlik lus hiervoor nie? En ek besef hiersoos twee beginsels in my lewe wat vasgemaak is oor 'n tydperk wat al hierdie beginsels eintlik challenge. Die een is die liefde van 1 Korintiërs 13. Dis eintlik maar questionable hoeveel van dit in my ek het. Want sodat ek die beginsels gaan deurgaan, sou julle verstaan, as jy nie die liefde het nie, gaan jy in elk geval nie die beginsels kan doen nie. En ek meen, trou is dit gemaak, jy weet, oor baie lang tyd, dat ons so na 1 Korintiërs 13 kyk in terme van liefde tussen 'n man en 'n vrou, dat ons nie verstaan, maar dit is liefde vir ons gemeenskap, en is liefde vir ander mense, en is liefde vir almal van ons. Dis die beginsel van liefde om dit uit te leef. En as jy dit nie het nie, is jy 'n klompie goed wat verlore gaan. En dan die tweede ding is gemak. En die feit dat ons op onsself fokus. En ongelukkig, ek sit hier oor en dink en hier is 'n klompie goed wat in die wêreld waar ons op hierdie stadium in die samelewing is wat bymekaar gekom het. Nou my pa is in 1945 gebore. En in 1945 het die wêreld baie anders gelyk as wat dit vandag is. Ons hele idee van wat jy veronderstel was om te doen op 'n daaglikse basis het heeltemal anders gelyk. Maar my pa het die lewe vir ons probeer makliker maak. En dis nie verkeerd nie. Hy het die lewe vir ons probeer makliker maak. Maar saam met daai beginsel dat hy die lewe wou makliker maak en saam met McDonald's wat gekom het en vir ons instant goed gegee het en KFC en al die besighede wat dieselfde model begin gebruik het sodat ons instant gratification kan hê. Wat het gebeur met ons siege in terme van die lewe? Die lewe moet maklik wees. En ons het hierdie interne fokus en hierdie interne dryf om die heeltyd te fokus om die lewe vir ons makliker te maak. En wat gebeur? As moeilike goed gebeur, dan is dit nie vir ons lekker nie. As moeilike goed gebeur, wil ons ewe skielik wegskram en stop en sê, nee maar, wow, wag 'n bietjie. Hierdie kan nie van die Here af wees nie. Ek lees 'n boek van John Maxwell, en hy sê 'n baie interessante ding. Hy sê, as ons vrede maak met die feit dat die lewe moeilik is, en dat die lewe nie maklik is nie, en dat dit 'n konstante is in die wêreld waarin ons lewe, dat die lewe moeilik is, sal ons 'n mindshift begin maak en ons sal anders begin dink in terme van energie. En ons sal anders begin dink in terme van hoe om goeders te doen. En toe hy dit sê, toe dink ek in terme van 'n resieskar. Nou, wanneer jy tot bekering kom, word almal van ons resieskarre in die koninkryk. Almal van ons word 'n Formule 1 kar. Maar 'n Formule 1 kar is 'n baie interessante ding. Ek weet nie of julle iets van Formule 1 karre af weet nie. Formule 1 karre het ongelooflike goeie brieke. Hulle het ongelooflike goeie bande. Hulle het ongelooflike goeie engines. Hulle kan verskriklik vinnig gaan, hulle kan verskriklik vinnig om 'n draai gaan. Maar Formule 1 kar is baie interessant. As jy nie vinnig genoeg ry nie, kan jy breek nie. Die kar werk so dat as jy nie vinnig genoeg met daai kar ry nie, kan hy nie afkoel nie. Jy breek letterlik sy engine. Jy kan nie stadig met 'n Formule 1 kar ry nie. Jy moet vinnig met hom ry sodat sy wiele werk, sodat hy genoeg grip op die teerpad het, sodat hy kan breek, sodat sy engine werk. 'n Formule 1 kar kan net optimaal werk as jy hom hard ry. As 'n Formule 1 kar stadig gery word, breek hy. Hy werk glad nie daar nie. En die prentjie wat die Here vir my gee is, ons almal is Formule 1 karre in sy koninkryk. Maar ons is nie bereid om die energie toe te pas wat nodig is in sy koninkryk om ten volle op ons volle potensiaal uit te kom nie. En dit is waar die hele beginsel uitkom van my juk is sag.
Want wanneer ons saam met hom die regte goed begin doen, alhoewel dit vir ons moeilik lyk, ek gaan nou nie deurgaan, ek wie goed is, ek is nie lus daarvoor nie, het challenge my ongelooflik. Maar wanneer ons hierdie goeders begin doen, en ons begin dit op die regte plekke doen, dan word dit maklik. Want, die ander ding van 'n Formule 1 kar is baie interessant. As jy hom reg ry, en as jy hom hard ry, breek hulle nie. En dit is so maklik om hulle te ry. Teenoor enige ander kar, as jy enige ander kar vat, en jy sit op 'n baan, en jy probeer hulle tot 100% van hulle volle potensiaal ry, gaan hulle breek, want hulle is nie daarvoor gebou nie. 'n Formule 1 kar is anders toe. As jy hom 100% van sy volle potensiaal ry, hou hy. Maar as jy dit minder as dit doen, breek hy. So een van die eerste beginsels, wat uitkom in Handelinge 1-8, is hulle almal het heel eerste op die Heilige Gees gefokus. Dit was hulle totale fokus gewees, van die oggend tot die aand. Maar baie belangrik, hulle het op sy stem gereageer. Hulle het gehoor en doen. Ten spyte van wat hulle idees is, ten spyte wat hulle gedink het, hulle het gehoor en doen. En dis sommer hierso waar ons gechallenged word met die hele ding van moeite. Want ons verstaan nie altyd, dit wat ons hoor, verstaan ons nie. En ons is bang daarvoor, en ons dink aan al die moeite, en ons dink aan al die dinge, en ek glo, dit is deel van waar Openbaring ons challenge. Want as ons na Openbaring begin kyk, dan sien ons na al die moeite wat ons veronderstel is om deur te gaan. Maar as ons begin verstaan dat ons hiervoor gebou is, die Here het ons hiervoor voorberei, die Here het hierdie goed vir ons uitgesit, dan is dit regtig nie veronderstel om moeite te wees nie, want weer eens, sy juk is sag. Ander ding wat hulle gedoen het in Handelinge, hulle het mekaar geleer, sodat hulle die Heilige Gees ontvang. Ander mense wat nie die Heilige Gees is nie, wat Gees het nie, wat nie in die gemeente ingekom het, waarmee hulle te doen gehad het, hulle het regtig moeite gedoen om hulle te leer. En saam met dit het elke een gegroei in die Heilige Gees, hulle het gegroei in die verhouding en hulle fokus met Heilige Gees. En deel van dit was, deel van die hoor en doen, hulle het letterlik alles wat hulle gedoen het hulle met die Here bespreek, en hulle het gewag vir 'n antwoord. Hulle het alles gehoor en doen. Want, daar's nog 'n ding wat ons lewe het, en dis 'n ding wat die Here baie lank terug, in my gedoen het, en dis ultimately ons in die kerk is. Want ons sê baie vinnig, en ons sing hierdie liedjie, All for Jesus, alles vir die Here, ons gaan alles vir die Here gee, en dan hoor mense die ding, ja, maar ek wil na daai kerk toe gaan. Ek wil hierdie kar koop, ja, maar ek wil hierdie werk doen. Ek wil daar gaan bly. Ja, ek kan nie eintlik regtig van hierdie mense nie, ek wil daai vriende hê, ek wil soheen toe gaan, ek wil dit doen, ek wil dat doen. En dis 'n beginsel wat die Here my nogal geleer het daai tyd, ons is nog aan Wesselsbron gewees, en ek het vir hom 'n eenvoudige vraag gevra, in watter kerk moet ons wees? En hy het my deur die proses gevat, dat ons hier opgeëindig het. En dis 'n ding wat ek nogal, baie hoor met mense, en sê hulle, maar julle is ver van die kerk af, en is soveel moeite, en is soveel dit, en is soveel dat. Maar weer eens, omdat ons in die plek ingekom het, wat die Here vir ons uitgesit het, vir ons gesin, is dit nie vir ons moeite om hier te wees nie. Dit is maklik om hier te wees. Dis 'n eenvoudige ding, maar dit het 'n mindshift in ons ook geskuif, en nou is ons besig in sy proses, en die plan wat die Here vir ons uitgesit het, en is maklik. Dis regtig nie 'n issue nie, ons staan op in die oggende, ons kom hier na toe, ons doen wat ons moet doen, dinge gaan aan deur die week, want die Here het geweet, ons bly in Wesselsbron. Die Here het geweet, ons gaan in 2026 wees, die Here het geweet, Trump gaan Iran bom. Die Here het geweet wat met die brandstofprys gaan gebeur. Die Here weet wat in die wêreld se ekonomie aangaan, die Here het hierdie goed geweet, nog lank voordat ons hier was. Hy het duidelike plan nie meer, ek weet nie wat die plan is nie. Ek verstaan nie aldag nie, my verstaan is ook maar limited tot wat ek sien rondom my, maar tog aan die einde van die maand, laat hy goed gebeur, tog op 'n dag soos vandag, kom ons hier uit, ons is hierso, dit is nie die einde van die wêreld nie, ons gaan net terug gaan huis toe, en dit is okay. En ons gaan ook genoeg gerus inkry vir die dag, ons gaan ook doen wat, julle wat net 2 minute van die huis af is, ons gaan dieselfde goeders doen. Want as ons fokus op Heilige Gees, ons fokus op ons planne wat die Here vir ons het, dan sit hy die res by. En dan
loop ons per definisie in die beginsel. Soek allereers die koninkryk van God en al die goed sal vir julle bygevoeg word. Saam met dit, om met Heilige Gees te lewe, het hulle na heiligheid gestrewe. En ek glo hulle het ook nie noodwendig geweet wat dit is nie. En ek het glo hulle het ook nog gesukkel daarmee, want onthou, toe Handelinge geskryf is, op daai stadium het Paulus nog nie die Nuwe Testament geskryf nie. Op daai stadium is daar nog klomp beginsels in die Nuwe Testament wat hulle nog uitgefigure het, wat die Here nog nie gegee het nie. So hulle het dit uitgefigure, hulle het baanbrekerswerk gedoen, maar tog het hulle gestrewe na 'n beginsel toe. En dis 'n ding wat ek geleer het, as ons die beginsels begin verstaan, word die toepassing eintlik irrelevant. Want die toepassing verander volgens wat tyd aangaan en soos wat ons verstaan rondom goed verander. En soos wat tyd aangaan, hoef ons nie oorweldig te wees nie en ons kan 'n klein bietjie verander, want ons verstaan vandag hoe om saam met die Here te lewe is op een manier. Maar ons groei tog daarin. Ek meen as ons kyk 5 jaar terug hoe ons saam met die Here gelewe het en hoe ons vandag daar is, het dit dramaties geskuif. En dit is die hele punt. As ons bly fokus op 'n beginsel, word die toepassing soos wat die Here dit vir ons oopbreek wat tyd aangaan. En heiligmakings wat ons dit vandag verstaan, gaan ook verander as wat tyd aangaan, mits ons daarop fokus. Dan die tweede punt wat my enorm challenge is hulle het 'n eendragtige gemeenskap gebou in hulle gemeente. Nou almal van ons in hierdie gemeente sit hier omdat die Here ons hier gekry het vir 'n baie spesifieke doel. Ek weet nie hoekom nie, maar elkeen van ons is in hierdie gemeente. En hulle het 'n eendragtige gemeente gebou. En hoe het hulle dit gedoen? Hulle het saam met mekaar geëet. Die tweede ding is, hulle het saam met mekaar gebid en Bybelstudie gedoen. En dan het hulle saam met mekaar gegroei in die koninkryk. Nou hier is 'n eenvoudige beginsel. As ek nie saam met Tannie Hetien eet nie, weet ek nie hoe die binnekant van 'n huis lyk nie. Kan ek geen inspraak in haar lewe hê nie. Ultimate weet ek nie wat in haar lewe aangaan nie. En ultimate bou ek ook nie die brug sodat ons regtig kan saam bid nie. Ultimate bou ek ook nie die brug sodat ons saam kan Bybelstudie doen en saam kan groei in die koninkryk nie. Want dit beteken dat ons nooit ordentlik mekaar gaan gesels nie. Ons gaan nooit op 'n plek kom waar ek genuine probleme met haar kan deel en sy haar insig in my lewe kan insit nie. Ons gaan nooit by 'n plek uitkom waar ons genuine vir haar kan bid vir goed wat in haar lewe aangaan, want ek kom nie in haar huis nie. Want sien, die goed wat regtig vir ons saak maak, is ons skaam oor. Ons is embarrassed daaroor. Ons wil dit nie vir almal vertel nie. So as jy nie saam met iemand gaan eet en werklik hierdie verhouding gaan bou sodat jy oor goed kan begin gesels waaroor jy skaam is nie, gaan ons nie saam met mekaar bid nie, ons gaan nie die probleme oplos nie. En ons gaan nie 'n eendragtige gemeenskap onder mekaar bou nie. Dit gaan nie gebeur nie. So ek weet ook nie wat om hiermee te maak nie. Ek is ook gemaksigtig. Ek wil ook maar net in my huis gaan sit en nie moeite doen om by enigiemand uit te kom nie. Maar dis 'n ding wat baie duidelik in Handelinge uitkom. Hulle het 'n eendragtige gemeenskap gebou om net saam met mekaar te begin eet. En dan het hulle saam met mekaar gebid en hulle het saam Bybelstudie gedoen. Maar dit beteken ons moet in mekaar se huise kom. Want dit is eenvoudig. As jy nie weet hoe wat in my huis aangaan nie, gaan jy nooit die klein probleme sien wat in my huis is nie. Jy gaan nooit vir my kan begin bid nie. Want jy gaan nooit sien, die Here gaan nie in jou kan openbaar wat daar aangaan, en is klein goedjies. Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verwoes. Want ek meen die volgende punt is wat baie belangrik is, hulle was accountable aan mekaar gewees. As ons nie in mekaar se huise kom nie, gaan ons nie aan mekaar wil accountable wees nie. Want deel van die accountability is wat hulle in Handelinge gedoen is, hulle het nie toegelaat dat hulle met sonde wegkom nie. Nou weer eens, nou vir Tannie Hetien kan gebruik, as ons nie in mekaar se huise uitkom nie, en ons bou nie daai brug nie, hoe gaan sy ooit vir my sê, luister, ek sien hierdie in jou lewe. Ek sien hier kan jy bietjie verander, ek sien hierso is 'n ding wat nie moet gebeur nie. Hoe gaan dit werk, dat ek nou gaan luister, sonder om 'n offense te vat?
sonder om op en af te spring en net heeltemal uit te sluit en net aan te gaan met my lewe? Hoe gaan ek ooit accountable wees aan enigiemand anders, as ons nie moeite doen om mekaar se huise te kom nie? Want as ons nie eens kan saam eet nie, en ons kan nie eens saam met mekaar bid en Bybelstudie doen nie, gaan ons nie eers, daar staan nie 'n manier dat ons aan mekaar gaan accountable kan wees nie. Want accountability beteken jy moet die ander persoon vertrou, hulle moet jou vertrou en jy moet hulle woorde vertrou. En weer eens, as jy saam met mekaar eet nie, hoe gaan jy by 'n plek van vertroue uitkom? Hoe gaan jy by 'n plek uitkom dat ek Tannie Hetty in sy hart kan begin sien, dat wanneer sy vir my iets sê wat nie vir my lekker is nie, dat ek kan op 'n logiese plek kan teruggaan en sê, okay, maar ek weet sy's nie malicious nie. Ek weet sy het nie vanoggend opgestaan om net te kyk wat sy kan doen aan my en my seer te maak en sommer net goed vir my te sê nie. Daar moet waarde hier agter wees. Ek sien 'n verhouding met die Here. Obviously het die Here met haar gepraat. Ek luister nie. So die Here het daar begin gebruik om met my te gesels om te luister. Maar as ek haar nie gaan vertrou nie, hoe gaan dit gebeur? Dan die volgende punt is hulle finansies. Hulle het hulle finansies 100% oorgegee na die Here toe. Hulle het hulle finansies 100% in God se koninkryk gekommit. God was die voorsiener gewees en hulle was die stewards. Nou, die interessante ding is, jy weet, toe Jesus gelewe het in Handelinge, jy weet, so 'n paar jaar, jy weet, na dit, jy weet, jy weet, wat die baie van die goeters afspeel. In die tyd wat Jesus gelewe het, vertel hy 'n gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En die Samaritaan wat die ou na die herberg toe vat, gee 30 muntstukke vir die herberg. Nou onthou, daai tyd was daar nie 'n bankstelsel gewees, jy gou vinnig kan EFT, jy kon nie vinnig gou iemand met 'n selfoon bel en sê, maar luister, die geld is nou 'n bietjie op, jy weet, wat gaan ons nou hier maak nie. Die ou het genoeg geld gegee, sodat hulle daai ou kon versorg vir 'n redelike lang termyn. En is eintlik interessant as jy dan teruggaan, jy gaan kyk na daai muntstukke wat hy gegee het. Een so 'n muntstuk op daai stadium in die Romeinse ekonomie kon 'n gesin vir 'n week lank kos gee. Dis hoe baie so 'n muntstuk was. 'n Paar jaar na Jesus se dood, omtrent 50 na 60 jaar na Jesus se dood, kon so 'n muntstuk nie eers meer 'n brood koop nie. Dit is hoe inflasie en die meganisme van ekonomie uitgespeel het in die Romeinse koninkryk. Op daai stadium. In die wêreld waarin ons nou lewe, is presies dieselfde. Ek weet ook nie hoe dit werk nie. Ek weet ook nie hoe goed gaan gebeur nie. Al wat ek kan sê is dat ons is nou 26 jaar in die jaar 2000. As julle kan onthou in die jaar 2000, was R1000 nogal baie geld gewees. Ek kan onthou, ek het begin werk in 2003, my eerste salaris was R1500 'n maand gewees. En dit was meer as genoeg. Dit was okay, ek het daarmee gelewe. Geld verander, en as ons na geld gaan vaskyk, in terme van ons voorsiening, dis nie ons voorsiening nie. God is ons voorsiening. Ons is nie die stewards van geld. Ergens gaan ons in onsself moet begin vrede maak en finansies oorgee in God se hand en in sy koninkryk, wat dit ook al beteken. En ons gaan hom moet begin vertrou om dit te doen vir ons. En ons gaan hom moet begin vertrou om te steward. En ons verstaan nie beginsels in hierdie kerk, ons verstaan nie beginsels van tiendes, eerste vrug. Ons verstaan nie die beginsels, pas ons dit toe. Ek weet nie, ek sukkel ook daarmee. Ek doen ook my bes om te probeer om beginsels toe te pas. Ek stry elke keer met myself daaroor, want ek sien ook wat in 'n bankrekening aangaan en dink ek, maar ek moet nou soveel dit doen, ek moet dat doen. Maar ergens moet ons die Here begin vertrou, ons moet 'n keuse begin maak en ek dink dit is die belangrikheid van handelinge. Ons moet of die Here begin glo of ons moenie. Ons moet of in sy beginsels begin lewe of ons moenie. Ons kan dit nie halfhartig doen nie. En een van daai beginsels is ons finansies. Veral in hierdie tyd wat dinge nogal moeilik is in die wêreld, gaan ons in sy beginsels van finansies begin lewe en hom begin vertrou vir ons voorsiening, of wat gaan ons maak met dit? En hierdie is iets wat, die Bybel is vol beginsels. Elkeen van ons kan, as ons begin commit in terme van 'n beginsel, kan ons dit gaan oplees in die Bybel. En hier is meer as genoeg kennis in hierdie kerk,
tussen mekaar, mense wat al goed uitgeloop het. Maar weer eens, as ons nie saam met mekaar begin eet nie, gaan ons nie met mekaar kan begin gesels en sê, maar hoorie, hoe het jy dit oorkom? Wat is jy besig in jou lewe? Jy weet, ek sukkel hiermee, hoe het jy dit gedoen? Want almal van ons wat hier sit, is in verskillende stadiums van oorwinning en sukkel. Daar's sekere areas waar ek oorwinning het, en daar's sekere areas in my lewe waarin ek sukkel. Maar die interessante ding is, met die Here se wysheid, het hy mense in die kerk gesit, in die areas waar ek sukkel, het hulle al klaar oorwin. Ek moet net met hulle gesels. Ek moet vertroue in hulle begin bou, dat ek met hulle kan begin gesels, dat ons die beginsels tussen mekaar kan begin leer. Ons hoef nie die wiel te herontwerp nie. Almal van ons sit hierso. Die Here het met elkeen van ons 'n pad geloop. Die Here is in elkeen van ons. Daar's baie wat ek by Johan kan leer. Ek moet net die moeite doen om in sy huis te kom en dit te doen. Daar's baie wat ek by Orko kan leer. Ek moet net die moeite doen om in sy huis te kom en dit te doen. Dan die laaste punt wat ons ernstig gaan moet oorkom in ons lewe, wat gaan veroorsaak dat ons gaan sukkel met baie van hierdie beginsels, is dat ons emosies moet begin gereinig en geheilig word. Die Engelse woord is baie beter. Ons emosies moet begin sanctified word. Wat bedoel ek daarby? Vir baie lank in die kerke is daar goed vir ons verduidelik, en ons is gefokus op emosies in terme van 'n negatiewe aspek van emosies. En niemand weet eintlik wat om met woede te maak, en behalwe om woede is verkeerd, jy mag tog net nie kwaad word nie. Jaloesie is verkeerd, jy mag dit tog net nie doen nie, jy moenie so toe gaan nie. Begeerte is verkeerd, jy mag dit tog net nie doen nie. Maar dis nie heeltemal die waarheid nie. Onthou, die Here het elke emosie geskape. Die Here het jaloesie ook geskape. Die Here het begeertes ook geskape, uit woede geskape. In ons lewens is dit daar vir 'n baie spesifieke rede. Ons behoort emosies te begin verstaan en dit toe te pas op die manier hoe God dit vir ons uitgesit het. Wat is emosies? Dit is energie in beweging. Emosies is die meganisme in ons lewens wat vir ons motivering gee en 'n dryf gee om iets deur te voer. Met ander woorde, as jy nie jaloers is op jou tyd met die Here nie, gaan jy dit nooit regkry om teen die wêreld te staan in terme van tyd nie. Want jy gaan nie die motivering hê om goed in die wêreld te stop en toe te maak, sodat jy jou tyd met die Here eerder 'n hoër prys gee as enigiets anders nie. As jy nie kwaad word vir die ongeregtigheid hier buite nie, gaan jy nooit in beweging kom om iets daaraan te doen nie. As jy nie sonde gaan begin haat nie, gaan jy nooit die motivering hê om die goed in jou eie lewe wat vir jou lekker is, teen te staan nie. Want kom ons wees net maar eerlik. Daar's 'n klomp goed wat ons lewens doen wat ons nie laat gaan nie, want dis lekker en dis gemaklik. As jy dit nie gaan begin haat nie, gaan jy nooit die motivering hê om teen jou eie vlees te staan om dit te stop nie. Motivering is 'n baie emosies, is 'n magtige dryfveer wat die Here in ons elkeen ingebou het. Dis die motivering om iets deur te voer. 'n Besluit alleen help nie. En julle weet, daar's hoeveel besluite wat ons al gedoen het in ons lewe. As jy nie daai besluit saam met emosies doen nie, gaan jy nie die motivering hê om dit deur te voer nie. Dit gaan nooit gebeur nie. En dis nou ongelukkig waar ons in ons emosies wegbly van sekere goed af, want dit word nog die hele tyd vir ons gesê dis verkeerd. Jy mag dit nie doen nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie hiernatoe nie. Dis sommer interessant, selfs in Psalm 139, die laaste vers, wat staan daar? Help my om die mense te haat wat U haat. En hoekom moet jy daai haat hê? Want jy moet die sonde haat wat hulle doen. Ja, jy hoef nie die fisiese mens te haat nie, maar dit wat gebeur, moet jy haat. En jy moet nie toelaat dat daai goed in jou lewe gebeur nie. As jy nie, die Here sê, hy is jaloers op ons, hy is jaloers op ons tyd op ons. Wat beteken dit? Jy mag nie afgode hê nie. So as ons nie jaloers gaan begin word op die Here en jaloers gaan word op ons tyd met die Here nie, daar is baie goed in die wêreld hier buite, baie lekkerder dinge, wat vir ons op 'n skinkbord gegee word, wat elke dag jou tyd gaan opvat. Tussen televisie, media, man, daar is honderde goed wat ons kan opnoem.
wat jy gaan nie die vermoë hê om teen dit te kan beklei as jy nie die motivering van jaloesie op jou tyd op die Here het nie. En dis 'n baie belangrike ding wat ek glo elkeen van ons gaan moet begin nastreef om werklik heiligheid in ons emosies in te bring. Want dit gaan die motivering word om beginsels toe te pas in die dispensasie waarin ons gaan. En die laaste ding is nie 'n beginsel nie, maar dis 'n vrug wat hulle begin uitloop het, toe hulle hierdie beginsels begin toepas het. En ek het geen beter manier om dit te sê as hulle het begin genees nie. Toe hulle hierdie beginsels begin uitloop, het hulle genesing in die wêreld rondom hulle begin toepas. Hulle het genesing vir mense gebring, hulle het genesing vir mekaar gebring, hulle het genesing vir die omgewing gebring waarin hulle gelewe het. Hulle het genesing in 'n totale stelsel rondom hulle gebring. Hoekom? Want hulle het God se koninkryk toegepas in die wêreld waarin hulle was, en dit bring genesing. En saam met dit beteken dit hulle was meer gehoorsaam aan die Here gewees as aan die wêreld, of aan mense, of aan enige iets rondom hulle, of selfs aan hulle self. Want hulle was bereid gewees om die moeite en energie te doen vir die Here, omdat hulle jaloers was op hulle verhouding met hom. Omdat hulle begeer het om 'n diepe verhouding met hom te hê. Want sien weer eens, ek kan na Tannie Hetty kyk en ek kan na Tannie Willa kyk en hoe sy bid en hoe haar verhouding met die Here is. En ek kan dit begin begeer. Want daai begeerte gaan maak dat ek die beginsels wat sy doen in my lewe begin toepas. Sodat ek ook 'n diepe verhouding met die Here het. Ek hoef haar nie te begeer en hoe sy dit doen nie. Maar ek kan die beginsel begeer en ek kan dit so graag wil hê dat dit my gaan motiveer om op te staan en iets daaromtrent te begin doen. Wanneer ons hierdie beginsels toepas, die Bybel is vol maniere. Paulus skryf baie van hierdie goed. Maar ek ben ergens moet ons 'n besluit begin maak om dit te doen, saam met ons emosies. En ek wil dit by julle los vandag. En ek wil eintlik net hierso vir ons bid. Here, my brein verstaan ook nie hoe hierdie goeders werk nie. Inteendeel, ek het ook 'n baie groot element van gemak en ek wil ook eintlik maar net sit en die wêreld al hoe makliker hê. Here, en ek verstaan ook nie aldag wat met my emosies te maak nie. Here, maar ek wil vir U vra dat U in elkeen van ons lewens inkom. Dat U ons emosies begin sanctify en vir ons wys hoe om ons emosies toe te pas, sodat dit ons waarlik sal motiveer om die beginsels toe te pas wat U vir ons uitgesit het. Sodat ons waarlik in U juk sal begin inloop en in U koninkryk sal begin werk. Here, dat ons waarlik U koninkryk eerste sal stel en die beginsels sal uitloop. Soek alleeers die koninkryk van God. Here, help asseblief om ons fokus te skuif op die goed wat saak maak, nie op dat ons dink dit wat ons moet doen nie. Dankie daarvoor, Here. Amen. En nog iemand wat iets by te voeg het of wil sê voor ons die verbondsmaal doen? Dis nou nie dat ek gedink het ek gaan nie kom staan nie, Piet, maar ek dink Natasha seker nou so dik van die lag daar agter. Ons het vanoggend met die intersessiegroep het ons gepraat oor die nuwe manier wat ons God mee moet dien. En ek kyk haar so ek sê, man, weet jy wat? Ons doen nog nie eers soos die eerste kerk in Handelinge dien ons die Here. Nou wil ons nou nog kyk na 'n nuwe manier ook. En hier kom jy en jy gebruik my vir 'n voorbeeld en dit is wat ek so verskriklik van jou waardeer vanoggend en dit saamstem vir elkeen van ons om by mekaar uit te kom. Ek eer die Here vir die boodskap wat jy vanmôre gebring het. Piet. Dankie. Nog iemand? Ek het dis eintlik 'n getuienis. Ek het so eintlik al 'n hele ruk terug 'n droom gehad oor 'n vrou wat saam op skool was. En ek droom sy kry verskriklik swaar en ek moet by haar uitkom. En ek weet waar sy bly, maar ek sien lus nie. En so 'n klein rukkie daarna kry ek weer 'n droom en ek droom weer sy kry verskriklik swaar en ek moet by haar uitkom.
En ek dink, ja, Here, ek het nie eens haar telefoonnommer nie, maar ek het haar op Instagram, so ek weet ek kan, maar ek's nie lus nie. En gister hardloop ek gisteroggend, en terwyl ek hardloop, sê die Heilige Gees vir my, maar wat as dit is soos in Handelinge, waar die Here vir hulle 'n droom gegee het, en hulle moes net gaan en opdaag. En ja, en nou kom Piet vanoggend, en is eintlik, dit hoef nie so complicated te wees nie, dink ek. Dis meer soos 'n gehoorsaamheid, nee.